gaan leef nie. Maar dit is so asof ons gereeld net wil wonder, Here, is U regtig lief vir ons? Is U regtig daar vir ons? Ek wil net noem, vir die wat besoekers is, mag dit dalk vreemd wees, dat ons in tale bid en in tale praat, en soms is daar selfs profetiese woord, of 'n uitleg in tale, en ons word geleer, of daar word geleer in sekere kerke, dat dit was net vir die apostels bedoel, en 1 Korintiërs 13 sê, dat dit sal verbygaan, maar daar staan ook geskryf, wanneer die volmaakte gekom het, en die volmaakte het nog nie gekom nie. As een volmaakte, en sy naam is Jesus, en hy gaan weer kom op die wolk, en as hy kom om sy kerk te gaan kom haal, dan hoef ons nie meer profesie in tale en kennis te hê nie, want dan is ons in sy teenwoordigheid waar ons met hom persoonlik gaan gesels. So, in 1 Korintiërs 14 sê Paulus vir ons, gee vir ons duidelike riglyne en raamwerk van hoe tale en profesie en die goed gebruik moet word, en hy sê ook, dat hy wens almal het in tale gepraat. So, as dit nie so was nie, as dit verby was, dan sou die apostels nie verder, en die kerk daarna nie in tale verder gebid of gepraat het nie. So die Heilige Gees gawes is 'n realiteit en is 'n werklikheid. En vir elkeen wat sy hart oopstel, sodat die Gees van God in sy hart kan werk, is dit beskikbaar. Gee die Here dit in elk geval. Dis net die jammerte is, almal is net nie oop daarvoor om dit te vat en hulle eie te maak nie. So neem net kennis daarvan, en as jy onsekerheid het, kom praat gerus met my. En ek sal graag in die woord, nie op opinies nie, volgens wat die woord van die Here sê, sal ek graag vir jou wys. Dan 'n ander belangrike afkondiging. Jan en Drietjie is vandag 40 jaar getroud. Kom ons gee hulle hande klap. Nou, baie geluk julle twee. En dankie vir die voorbeeld wat julle is. Hulle is altyd glimlaggies, altyd 'n grap of twee. En selfs wanneer hulle ernstig is daar liefde in die oë. So, dis lekker om julle deel van ons te hê. Baie, baie geluk. Goed, geliefdes, ek wil volgende met julle gesels. En as ek 'n tema aan dit kan koppel, dan sal dit wees, as lig dof word. As lig dof word. Nou, ek wil gou vir jou vra, behalwe Hester, wie van julle wat hier sit, weet wat ons gemeente se visie is? Wie kan vir my sê? Ek het iets gehoor die kant? Okay? Ja, daar is sulke stukkies. Maar kom ons kyk gou vanoggend, wat is die visie van ons gemeente? Dat Impact Familie se lig so voor mense sal skyn, dat hulle ons goeie werke kan sien en ons Vader wat in die hemel is, sal verheerlik. Dis 'n amazing visie wat ons gemeente het, nie waar nie? En dan is daar nog sekere waardes wat ook in ons konstitusie of ons gemeentebeleid opgeskryf is. Wie weet wat se waardes is daar? Nou kom ek help julle net. Die 4 waardes is respek, deursigtigheid, integriteit en verantwoordelikheid. So wanneer ons na hierdie visie kyk, wanneer ons na hierdie waardes kyk, dan spreek dit van iets wat ons as gemeente wil uitdra na buite. Gaan dit juist daaroor oor die feit dat ons die lig van Christus na die wêreld daar buite wil uitdra deur ons optrede, deur ons handeling, deur hoe ons funksioneer. En dit beteken dat wanneer mense na jou kyk, dat jou optrede God sal verheerlik. En selfs as hulle van jou wil sleg praat, dat hulle nie anders kan as om God te verheerlik as hulle die waarheid praat nie. Kyk, as 'n ou nou leuen wil praat, dan is dit in elk geval 'n leuen, maar wanneer hulle eerlik oor jou praat, dat dit wat hulle sal sê, God sal verheerlik. So die woord van die Here is baie duidelik. God se hart vir ons is baie duidelik, dat ek en jy ligdraer sal wees, dat ek en jy dit wat in ons is, sal dra, maar die realiteit is,
dat jy net kan uitdra wat jy het. Jy kan net na buite toe gee wat jy het. En weet jy wat vir my baie interessant is, dat baie keer ervaar ons lig, sien ons lig, maar wanneer ons mooi na iemand se lewe kyk, dan sien ons hierdie is nie egte lig nie. Dis nie noodwendig die lig van Christus wat ons uitdra na buite toe nie. So ons het so 'n bietjie 'n vreemde lig, ons het so 'n bietjie 'n vreemde vuur wat in ons brand, wat lig na buite toe uitgee, wat nie noodwendig die vrug gee wat God se hart vir ons is nie. Wat nie noodwendig die vrug gee wat God graag in ons lewens wil sien en wat hy graag deur ons wil uitstraal na die wêreld buite toe nie. Nou dit klink nou vinnig of ek nou die sweep gaan uithaal vanoggend om pak te gee, maar asseblief, dis glad nie 'n sweep wat ek wil vanoggend uithaal nie. Ek wil vir jou vra, wat is in jou lewe? Wat brand in jou? Is dit die lig van Christus wat in jou brand? Of is dit 'n vreemde vuur? Nou die hele konteks of die hele gedagte van 'n vreemde vuur wat lig maak in ons lewe is baie snaaks, is baie vreemd vir baie mense en ek sien so 'n paar oë wat wenkbroue wat lig. En dit is nogal wanneer ons daarna kyk, maar as ons mooi gaan kyk en ons gaan kyk wat die woord van die Here vir ons sê, dan lees ons van 'n vreemde vuur wat aan God voorgehou is om wierook te brand. Ons lees daarvan in Levitikus 10 vers 1 tot 2. Die seuns van Aaron wat aangestel was, juis om vir God wierook op die altaar te gaan sit. Juis vir God offer te bring. En ons lees daar, en die seuns van Aaron, Nadab en Abihu, het elkeen sy vuurpan geneem en vuur daarin gegooi en reukwerk daarop gesit en vreemde vuur voor die aangesig van die Here gebring, wat hy hulle nie beveel het nie. So met ander woorde, hulle het iets gebring wat nie God se hart was nie. Daar was iets wat hulle gebring het, wat nie die opdrag van God was nie, wat nie was wat God wil gehad het, hulle moes gee nie. En wie hulle was die gevolge van daai vreemde vuur? As ons net die volgende vers lees, daarop het daar 'n vuur van die aangesig van die Here uitgegaan, en hulle verteer, en hulle het gesterwe voor die aangesig van die Here. Nou ek is baie dankbaar dat wanneer daar iets in ons lewe is wat nie noodwendig Christus of die lig van Christus uitstraal, ek is baie dankbaar dat God nie meer 'n vuur stuur om ons te verteer nie, want ek dink dan sou ons maar min op die aarde gewees het. Dan sou ons maar min mense oor gewees het wat werklik waar dit wat God in ons wil laat werk, wat dit sou kon bring. Jy sien, die realiteit is, jy kan net bring wat in jou is. Die lig wat in jou brand, jy kan net laat skyn dit wat die bron van jou is, wat binne in jou is. So as jy Christus in jou het, is dit wat jy sal brand, maar as jy nie Christus in jou het nie, gaan jy iets anders uitstraal wat nie noodwendig Christus is nie. Nou kom ons kyk net so 'n bietjie, wat sê die woord van die Here vir ons? Wat is die lig van Christus? Hoe kan ek en jy werklik lig wees in hierdie verlore gaande wêreld waarin ons is? En as ons gaan kyk wat die woord van die Here sê in Johannes 1 vers 4 tot 5, in hom was lewe, en die lewe was die lig van die mense. So Johannes praat spesifiek van Jesus Christus. Hy sê in hom was lewe, en daardie lewe wat in Christus was, daardie lewe wat hy ons gee, is die lig wat in ons brand. So as ons nie die lewe van Christus in ons het nie, as ons nie lewe volgens wat hy in ons wil doen en werk nie, kan ons nie sy lig laat brand nie. As hy die kern of die bron is wat in ons lewe is nie, dan is dit nie Christus se lig wat ons na buite toe uitstraal nie. Dan is dit 'n ander lig. Is dit iets anderste wat ons na die wêreld buitekant toe uitstraal? Jy sien, want net Christus is lewe. Net in hom alleen kan ons lewe vind. Wanneer ons gaan lees in Johannes 14 vers 6, sê hy, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Jesus sê dit uitdruklik. Daar's nie 'n ander manier wat ek en jy na die Vader kan gaan, of wat enige iemand na die Vader kan gaan, behalwe deur Jesus Christus nie. En dis juist daardie lewe wat in ons is, wat die lig is in 'n verlore gaande wêreld.
Wat ek en jy veronderstel is om uit te straal na die mense buite toe, sodat wanneer hulle daai lig sien, hulle die lewe van Christus kan ervaar en daardeur God kan verheerlik. Jesus sê, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal lewe, al het hy ook gesterwe. Jy sien, in Christus alleen het ons die ewige lewe. In Christus alleen het ons ware lewe. En al hierdie ander goed wat in hierdie lewe is, wat in hierdie wêreld is tydelik. Al hierdie goed wat ons baie keer so najag en agterna hardloop, is tydelik. Dit gaan vir 'n rukkie hou, dan is dit verby. Dis my baie interessant om baie te keer te kyk oor hoe ons staat maak op ons gesondheid en die dinge wat ons kan doen en self kan doen en ons dink dis fyn, maar die realiteit is dit kan net so in 'n oomblik verander. Ek het 'n vriend gehad of 'n persoon wat in die vorige gemeente was. Hy's my ouderdom. En seker so om en by 16, 17, 18, miskien 20 jaar terug. Het hy 'n klomp manne het hulle met op die motorfietsie geklim en hulle het gery. En daar by Sabie Graskop, daar iewers het hy gery en iemand het voor hom oor die pad gehardloop. En hy het besef hy gaan hierdie persoon tref. En hy het gesien daar's 'n grasperk aan die ander kant en hy het besluit hy gaan daardie motorfiets eerder op die grasperk aan die ander kant neersit. Want hy het ten minste nog 'n kans. Maar in daai splits oomblik wat hy moes die besluit neem, het hy nie gesien dat hierdie grasperk loop nie aan een nie, maar daar's 'n afgrond. En hy's met daai motorfiets, is hy daar af en hy het so 30 meter geval. En hy het 'n paar goed gebreek, maar onder andere, weet jy wat hy geval het sy nekwêrels het hulle net so gemaak. Hulle het nie gebreek nie, maar hulle het net geskuif. Genoeg om die murg te beskadig. En 'n sterk jong man in 'n oomblik sit in 'n rolstoel. En hy kan niks vir homself doen nie. Kan nie sy hande gebruik nie. In 'n oomblik. In 'n oomblik het dit waarop hy staat gemaak het om in die steek gelaat. In 'n oomblik het sy lewe drasties verander. In totaliteit verander. Wiele wat vir my nogal eendag hartseer is toe hy vir my sê dat dis alles oukei, maar hy het nie gevoel nie. So as jy aan hom vat, voel hy niks. En hy sê vir my, ek kan nie eens voel as my meisiekind my 'n drukkie gee nie. In 'n oomblik. Ek wil vir jou sê, geliefde, dit waarop ons baie keer staat maak in hierdie lewe, kan in 'n oomblik verdwyn. Daardie werk wat jy so al die ure insit en so op staat maak en dink dis jou sekuriteit, dit kan in 'n oomblik kan dit ophou. Daardie vriendekring of daardie sport wat jy aan deelneem of daardie stokperdjie of daardie aktiwiteit wat vir jou so belangrik en prioriteit in jou lewe is, in 'n oomblik kan dit ophou. Ons het nie beheer daaroor nie. Dit kan in 'n oomblik ophou. Jy sien, ons is in 'n gebroke wêreld. En in hierdie gebroke wêreld waarin ons leef, werk dinge nie altyd soos ons wil hê nie. En nog om alles te kroon is ek en jy gebroke mense. Nie een van ons is volmaak nie. Sê 'n bietjie vir ou langs jou, jy's nie volmaak nie. Nou ek weet vir party mense is dit dalk nou nuus vanoggend, maar die realiteit is, nie een van ons is volmaak nie. So ons lewe in gebrokenheid, ons fokus is partykeer vanuit ons gebrokenheid op sekere aspekte in die lewe en ons maak deur dit 'n fout. En ons laat toe dat verkeerde vuur in ons harte brand. Ons laat toe dat die verkeerde bron in ons lewe die beheer vat. En wat ons nie besef nie, is ons verdof die lig van Christus in ons lewe. Ons verdof die lewe van Christus wat in ons is. Die implikasie, die werking van die lewe van Christus wat in ons is, onderdruk ons. En in die proses verloor ons lig. In die proses raak ons lig dof. En ek en jy moet waak daarteen.
Ek het nodig om te kyk, om 'n bietjie introspeksie in ons lewens te doen. En vir onsself te vra, is ek nog 'n ligdraer van Christus? Of dra ek my eie lig? Is ek nog 'n persoon wat die ware lig uitstraal na buite, of is ek besig met 'n nagemaakte lig wat in my besig is om te funksioneer? Ek het nodig om 'n bietjie te gaan sit en so 'n bietjie introspeksie te doen. En vir onsself te vra, Here, is ek nog in lyn met U wil in my lewe? Of is ek besig met my eie wil? Is ek besig met my eie pad? Ek wil vanoggend gou by 'n paar puntjies stil staan en dis maar net goed wat die Here op my hart gelê het, wat baie keer maak dat die lig in ons lewe verdof. Wat baie keer maak dat ek en jy die lewe van Christus wat in ons is onderdruk, sodat dit nie ten volle in ons lewens kan werk nie. En die eerste een is ons gesindheid. Dis ons gesindheid. En hierdie is nogal 'n probleem wat ons so maklik kan hê. Maak nie saak wie jy is nie. So maklik kan hê. Wat beteken dit as ek sê gesindheid? Lukas 18 kom Jesus en hy sê iets belangrik, of hy sê iets interessant. Hoor gou wat sê hy? Hy sê, en hy het ook met die oog op sommige wat op hulle self vertrou dat hulle regverdig is en ander verag. Hoor gou. Met die oog op sommiges wat op hulle self vertrou dat hulle regverdig is en ander verag. Hierdie gelykenis vertel. 2 manne het na die tempel opgegaan om te bid. Die ene fariseer, die ander 'n tollenaar. En as ons verder gaan lees, en ek het dit nou nie ingesit nie, staan die een op en die fariseer, die kerkou staan op en hy sê, Here, dankie dat ek nie soos hierdie ander ouens is nie. Dankie dat ek anders is. En hy begin sy 7 jaar daar voor die Here uit te stel, volgens die gelykenis. En Jesus sê, die tollenaar is 'n wêreldse ou, wat almal gehaat het in daai tyd. Glad nie geassosieer met kerk nie. Hy staan en hy sê, Here, wees my arm sondaar genadig. En Jesus sê, hy sê in vers 14, ek sê vir julle, hierdie laaste een het geregverdig na sy huis gegaan, eerder as die eerste een. So ek wil vir julle sê, geliefdes, as jy op jouself vertrou dat jy fyn is, dat jy reg is, jy nodig om bietjie introspeksie te doen in jouself. Jy dink jy is bietjie meer geestelik en sterker as 'n volgende persoon, het jy juis nodig om bietjie introspeksie te doen in jouself. Jy sien, want wanneer ons dink dat ons het alles bymekaar, dit is dan juis wanneer ons dit nie bymekaar het nie. Dis dan juis wanneer ek en jy moet seker maak wie se vuur ons in ons lewe brand, wie se lewe is in ons besig om lig te veroorsaak. Is dit ons eie lewe of is dit die lewe van Christus? Maar dit is so maklik om vasgevang te raak in ons eie ek, in ons eie manier van dinge doen. En weet julle wat vir my hartseer is partykeer doen ons dit nie eers omdat ons moedswillig is nie. Partykeer gebeur dit omdat ons onsself moet verdedig, of dat ons iewerste moet opstaan vir onsself, of dat ons 'n punt moet maak iewerste dat ons net iemand anders of 'n persoon anders kan laat dink. Dis nie eers noodwendig dat ons dit as prins doen nie. Maar as ons onsself kan kry, is dit 'n wyse van lewe. Is dit 'n manier hoe ons funksioneer, en dis nie wat God wil hê vir ons nie. Tweede ding wat ek wil noem, en ek het dit al hoeveel keer genoem, en ek wil dit vanoggend weer 'n keer noem, is ons woorde. Jy sien, ons woorde sê baie meer van wat in ons is en wat in ons lewe aangaan as wat ons besef. Ek hoor baie keer hoe mense vir my sê, nee, maar jy moet net positief dink, jy moet net positief praat, dan is jy reg. Wel, jy kan met jou brein praat hoe jy wil, maar as jou hart nie saam met jou brein werk nie, is dit wat in jou hart gebeur, wat werklik realiteit in jou lewe sal wees. Jy kan maar positief wees soos wat jy wil, jy kan maar positiewe dinge sê soos jy wil. Dit wat in jou hart is wat op die einde van die dag die verskil maak in jou lewe. Wat in jou hart is, bepaal of jy ligdraer van Christus is,
en of die valse lig uitdra. Kyk 'n bietjie wat sê Jesus, die dinge wat uit die mond uitgaan, kom uit die hart. En dit is wat die mens onrein maak. So dit wat jy spreek, kom uit jou hart uit. So as jy die hele tyd negatiewe goed praat, of as jy die hele tyd bekommernis praat, as jy die hele tyd saam met ouens praat, oor hoe sleg dit gaan en hoe sleg die wêreld is en, dis wat in jou hart is. En geliefdes, dis tyd dat ons ophou kyk na wat buite aangaan, en dat ons begin opkyk na die koning van die konings, wat in beheer is van hierdie lewe. Dis tyd dat ons sal fokus op hom wat werklik waar saak maak. Nie net hom wat my en jou gemaak het en wat vir ons gesterf het nie. Maar soos wat Jesus sê, vrees eerder hom wat mag het om die siel en die liggaam dood te maak en in die hel te verderwe. Ons het nodig om ons oë, ons hart ten volle op hom te fokus. Ek hoor 'n storie gisteraand van 'n persoon wat een van die groot godsmanne, ek is nou nie seker watter een dit was nie, of dit Moody was of wie nie. Hy het eendag op sy perd gery en terwyl hy so op die perd ry, toe sê hy, Here, dit is nou vir 3 dae wat niemand my sleg gesê het of my beledig het of vir die doel van die evangelie vervolg het nie. En terwyl hy so ry, toe sê hy, Here, toets my hart, kyk of daar fout in my hart is, dat ek nie so gewoond geraak het aan dinge wat om my gaan, dat die wêreld, dat ek nie meer 'n probleem vir die wêreld is nie. En terwyl hy so met die perd ry, toe ry hy so verby 'n boer wat glad nie van hom gehou het nie, en die boer vat 'n baksteen en hy gooi met die baksteen. En toe hy so met die baksteen gooi, toe sê hy, Here, dankie. Dankie dat ek kan weet, ek is nog steeds op pad, ek is nog steeds besig met u werk. Jy sien, die realiteit is, as Christus in jou hart is, as sy lewe in jou hart is, gaan die wêreld jou nie like nie. Gaan jy heel waarskynlik vyande hê. Jy sien, Spreuke 23 vers 7, sê vir ons, soos hy in sy siel bereken. Die kontemporêre Afrikaanse Bybel van 2023 sê, want soos hy in sy hart dink, so is hy. Jy sien, geliefdes, dit wat in jou hart leef, dit bepaal wie jy is. Dit wat in jou hart leef, bepaal hoe jy gaan funksioneer. En as ons 'n ligdraer vir Christus wil wees, het ons nodig om seker te maak dat Christus in ons harte leef. Dat hy die bron van ons lewe is. Want onthou wat die woord van die Here sê. Hy sê vir ons in Spreuke 18:20, hy sê, van die vrug van iemand se mond word sy maag versadig. Hy word versadig van die opbrengs van sy lippe. Dood en lewe is in die maag van die tong, en elkeen wat dit graag gebruik, sal die vrug daarvan eet. So ek wil jou uitdaag, die volgende keer, as iemand weer vir jou sê, ag maar hierdie is brakpan, jy weet, dis maar hoe dit is. Bestraf daai persoon. Want hierdie is nie net brakpan nie, hierdie is 'n plek waar die Here koning is. Hierdie is 'n plek waar daar amazing mense bly, ek meen ons bly hier. En hulle moet begin anders praat van die plek waar ons bly. Want ons is die ligdraers van Christus. Ons het nodig, wanneer iemand sleg praat van ons land, te sê, stop dit. Laat my dink aan 'n pastoor, jare gelede is daar 'n kerk, in 'n gemeente is daar 'n probleem tussen die kerkraad en die pastoor. En hulle gaan na die streekleier toe, en hulle gaan sit daar by die streekleier, die kerkraad ouens, en hulle begin te vertel van wat hierdie pastoor alles verkeerd doen, en die pastoor luister aandagtig na wat hulle sê, die streekleier, en uiteindelik toe is hulle klaar, en hy vra vir hulle, is julle nou klaar gepraat oor die pastoor? Hulle sê ja, nee, hulle is nou klaar. En hy kyk so op sy horlosie en hy sê vir hulle, okay, mense, julle het nou 3 kwartier oor hom gekla. Nou gaan ons 'n 3 kwartier vir hom bid. Nou blykbaar het die probleme van die gemeente daar opgehou. Sien, kom ons hou op klaar oor dit wat verkeerd is in ons land. En ons begin te bid. Kom ons begin lewe spreek. En nie dood nie. Kom ons begin die probleme waarmee ons hier sit vir die Here gee, vir die een wat werklik 'n verskil kan maak. En ons laat nie toe dat die omstandighede wat buite is, die lig, die lewe wat in ons is, smoor of dof maak nie.
Volgende ding wat ook nogal maklik die lig in ons lewe dof maak, is doen. Weet julle wat het ek agtergekom? Daar's baie mense wat goed kan praat, maar wanneer dit by doen kom, weet jy wat is die beste manier om die lig van Christus daar buite te versprei? Deur te doen. Nie net te vertel hoe wonderlik die Here is nie, maar deur dit te doen, deur dit te leef. Nie net te sê die Here is lief vir jou nie, maar aksies by te voeg wat dit wat jy sê kan bevestig. Want weet julle, ons is baie maklik om te praat, maar wanneer dit by doen kom, dan raak dit nogal 'n probleem. Dan my dink aan 'n vriend van my wat jare terug het hy by BMW gewerk by die fabriek self en hy was 'n produksiebestuurder op een van die lyne en kyk, hy was 'n BMW fanatic. Daar was by hom geen ander kar as 'n BMW nie. In 'n geval, hy was 'n bestuurder en hy het gereeld 'n nuwe kar gekry en ons het lekker baie met daai karre gery. Hulle baie lekker gery, so tussen hakies. Maar nietemin, eendag toe besluit hy maar hy het nou behoefte vir 'n double cab bakkie. En toe dit tyd is om sy BMW terug te gee, toe gee hy die kar terug en hy vat sy motortoelaag en hy koop hom 'n dubbel kajuit bakkie. Baie gelukkig met sy kajuit en sy dubbel kajuit, maar so maand of 3 of 4 of ek dink dit was so 'n jaar wat hy die bakkie gery het. Toe kom sy topbestuur by hom, sê hulle vir hom, "Wat ry jy?" En hy sê nee, hy ry dubbel kajuit. Hulle sê, "Met wat se geld het jy hom gekoop?" "Nee, met my motortoelaag." En hulle sê vir hom, "Maar ons gee nie vir jou motortoelaag om 'n Ford of 'n Mazda of 'n ding te koop nie. Jou motortoelaag is om 'n BMW te koop. Want die brand wat jy ry as bestuurder, wys vir die wêreld buitekant of jy vertrou in ons produk het of nie." En weet julle wat doen hulle? Almal wat nie 'n BMW gekoop het nie, dat weet hulle moet 'n BMW koop. En ek kan onthou, daai vriend van my was so hartseer toe hy sy dubbel kajuit moes verkoop. Want of hy verkoop hom en vat 'n BMW of hy verloor sy motortoelaag. Of dis hoe ek dit verstaan het. Want hulle het gesê, dit wat hy ry, sê of hy die produk wat hy maak, vertrou. En weet julle wat, dis hoe baie van ons is. Ons sê ons is gelowig, maar ons sien dit nie. Ons sê ons vertrou, maar ons sien dit nie in ons lewens nie. Hoor gou wat sê Jakobus vir ons. Hy sê, wat baat dit broeders? As iemand sê dat hy die geloof het, maar hy het nie die werke nie. Hy sê, die geloof kan hom nie red nie. Hoor gou wat sê hy? Hy sê, die geloof. In ander woorde, geloof sonder werke. Jy kan sê jy glo in Jesus, maar as jou werke dit nie bevestig nie, Jakobus sê, dan beteken dit niks. Hy sê, daai geloof is waardeloos. Dit is niks werd nie. Nou, ek weet nie van julle nie, maar dit het my nogal so 'n bietjie gegooi toe ek al lees, die geloof kan hom nie red nie, want dis tog nie ons werke wat ons red nie. Dis ons geloof in Christus. Maar Jakobus sê, as jy sê jy glo, maar jy volg dit nie op met wat jy doen nie, is dit nie geloof nie. Dan is dit woorde wat leeg is. Ek het so 'n bietjie in ander vertalings gaan krap en gaan kyk na wat dit beteken waar hy sê die geloof. En hulle sê in ander vertalings is useless, is waardeloos, beteken niks. So hoor gou mooi vir my geliefdes, dit help nie ons sê ons is kinders van die Here, maar ons doen nie wat ons sê nie. As jy nie glo, as jy nie opvolg wat jy sê deur wat jy doen nie, dan help dit niks. Jakobus sê ons moet daders word van die woord. Nie net hoor nie, ons moet dit doen. Ons moet nie net die woord van Christus hoor nie, ons moet dit in ons lewe doen. Ons moet nie net die lewe van Christus bely dis in ons nie. Ons het nodig om te doen wat dit ons dring om te doen. Andersins is dit waardeloos. En dit bring my by die laaste een en dit is ons getuienis. Onthou wat Handelinge 1 vers 8 sê, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuienis wees.
sal my getuienis wees. En julle was my baie interessant. As ek sê jy moet getuienis wees, dan eerste ding wat in ons lewe of in ons gedagtes opkom is ons moet gaan en gaan vertel. Weet, ons moet getuienis beteken om te vertel. Maar weet jy, soms beteken dit jy moet vertel. Maar die realiteit is, die meeste van die tye is ons optrede, ons woorde, ons handelinge, hoe ons funksioneer, hoe ons ander behandel, is dit juis ons getuienis. Is dit juis die lig wat ons na buite toe moet uitstraal. Nie ons woorde nie. Soos ek reeds gesê het, woorde sonder aksie is dood. Woorde sonder dat dit die hart van God in ons reflekteer, het geen waarde nie. Dit beteken niks. Daar die lewe van Christus wat in ons is, moet ons dring, sodat die lig wat deur ons skyn na buite toe kan uitstraal, sonder dat ons noodwendig iets sê, en werklike impak en 'n verskil kan maak na die lewe buite toe. So ek wil jou vanoggend vra, geliefdes, doen so 'n bietjie introspeksie. Kyk so 'n bietjie in jou eie lewe. En vra jouself 'n bietjie af. Wat se lig dra ons uit na buite? Is dit die lig van Christus? Of is dit dalk 'n nabootsel wat as gevolg van omstandighede en die gebrokenheid waarin ons leef, saamgestel is in ons lewens? Is dit Christus se lewe wat in jou is, wat 'n verskillende impak buitekant maak? Of is dit jou eie opinie en jou eie gevolge van dit wat jy graag wil hê? Kom ons sluit die oë. Here, dankie dat ons vanoggend kan weet. U is ernstig met elkeen wat hier is vanoggend. Here, en dat u liefde dring ons, Here, om net stil te raak en in onsself te kyk. Here, net so 'n bietjie introspeksie te doen in ons lewe, van waarmee is ons regtig besig. Here, want dit is so maklik om vasgevang te word deur allerlei omstandighede, deur allerlei goed wat belangrik is nou. Here, en ons verstaan dit is so maklik om so besig te raak. Here, dat ons nie tyd het om stil te word voor U nie. Here, dat ons nie tyd het om net toe te laat dat U lewe in ons, U lig, na buite uitstraal nie. Here, en soms sit ons nog vas met situasies waar ons met mense moet werk wat partykeer 'n frustrasie vir ons is. Here, en dit is so maklik om fokus te verloor. Here, en mense te minag. Here, omdat hulle dalk anders denkend is as ons, Here, of omdat hulle dalk nie die vermoë het om te kan doen wat ons doen nie. Here, is so maklik. En in hierdie lewe waar ons self onvolmaak is dit so maklik om verkeerde besluite en keuses te neem. En ek wil vanoggend bid, Heilige Gees, lei ons. Help ons, Here, dat U meer sal wees in elkeen van ons se lewens en ons minder. Here, dat U lewe in elkeen van ons, Here, die kern van alles sal word. Here, dat U lewe in ons die basis sal word van dit wat in ons harte aangaan. Die basis sal word van dit wat ons praat. Die basis sal word, Here, van ons gesindheid. Die basis sal word, Here, van dit wat ons doen. Here, dat U lewe die basis in ons lewens sal word. Here, waarop ons ander hanteer. Ons sê vir U dankie, Here. Dankie dat U mense gebruik. Mense soos ons. Here, wat feilbaar is, wat nie volmaak is nie. Here, wat party dae afdaai het en ander dae beter daai het. Here, wat soms kwaad word. Here, wat soms verkeerde goed sê. En ons wil volgende vra, Here, help ons. Help ons dat ons fokus op U sal stel. Here, sodat U meer kan word en dat U lewe in ons.
ons getuienis na buite sal wees. Die lig na buite sal wees. En ons sê vir die dankie Here. Dankie vir u grootheid, dankie vir die goedheid. Dankie dat u intens belang stel aan elke man en elke vrou in hierdie plek vanoggend. Ons loof en ons eer u daarvoor in Jesus kosbare naam. Dankie Jesus. Amen.